Hi, good morning, goeiemôre, dis Kurt Darren hier, luister, 100ste episode, wat 'n mylpaal, met daai klomp in daai studio, besonders, nee, ek love hulle, luister, hier is vir nog 500 episodes, baie geluk en baie liefde, cheers. Cheers, dit was natuurlijk onze eie kaptein, Kurt Darren, met daardie prachtige boodskap, mal mense, het vat 'n mal ou om nog 'n paar mal eens te sien, grappie Kurt, hy oorwurm net hier uithaal, en ek is oor na ons eie kaptein van sport. Ek wou net sê, oorwurm. Die gaat ons op lekker pret geraak in oggend met die oorwurm te kry. Ek dink nie Kurt het heeltemal verwag ons gaan so mal gaan nie. Dis nie wat hy soos hy sê. Toe sy ook heel uit sy kassie uit. Heeltemal. Baie geluk julle. Wel gedaan. Dankie. Ja, gedaan. Collega, dankie. Ja, nee, ek moet sê, het voel nie soos 100 nie. Het voel soos 200. Gepraat van 200, hierdie is my een van die stories van die jaar, en hy het so saggies ingeglip. So Wêreld Rugby se uitvoerende raad het op nuwe riglyne vir spelers werkklas vir elitespel ooreengekom en het gister aangekondig. Dis volgende jaar se interne nasie-kampioenskap is ook toe nou aangekondig, en soos beplan gaan hy voort. Die riglyne wat deur 'n projekgroep kundiges aan Wêreld Rugby aanbeveel is, bepaal dat spelers nie meer as 30 wedstryde in 'n enkele seisoen of 6 opeenvolgende wedstrydweke moet speel nie. En ook 'n toegewyde 5 weke lange buiteseisoen pouse moet hê. Daarbey saam spelers moet ook geregtig wees op 'n minimum rusperiode van ten minste 1 week wanneer hulle vir internasionale wedstryde gekies word, en sal oor 'n jaar 12 weke geen kontak hê in oefening. Ek dink alles hierdie is wonderlik. Terselfdertyd weet ek kan onmiddellik al die afrigters sien wat sê, hoe gaan ons hierdie ding doen? Hoe gaan dit werk? Maar ek dink op die ou einde met die beserings, die traumatiese kop, rug- en nekbeserings wat mens deesdae kan kry, is hierdie absoluut, dit is sonder twyfel een van die beste skuwe ooit. Ek weet dit gaan dit moeilik maak, terselfdertyd die werkslas wat hierdie spelers het, is bloot net ongelooflik. Hoe hulle dit week in en week uit doen, dit weet ek nie. Ja. Maar ek wil nog van genoeg diepte is, jy weet, vir spelers om hulle te kan vervang as hulle moet roteer. So, snaaks genoeg. Dis een van die dinge wat ek dink julle byvoorbeeld by die Lions rarig mee gaan sukkel, en selfs gelukkig hierdie is die internasionale venster en dan provinsiale venster op hierdie stadium, maar die interessante ding is jy gaan sukkel met diepte, maar dit gaan jou help. Kyk net wat het Rassie hulle in die bokke gedoen met diepte oor 'n hele aantal jare. Jy moet diepte hê. So jy sal moet reg gaan shop, jy sal die regte ouens moet gaan kry, en jy sal moet ontwikkel in jou eie provinsie, hier van onderaf, van laerskool af, gaan jy moet begin deurwerk. Dit is dalk 'n goeie ding vir rugby, all over, en jy weet, van jou nasionale na jou internasionale vlak. Ons comeback met maak, Piet. Uiteindelik, Nou ja, jy weet wat, daar's nie gereeld dat ek ooit uit hierdie mond uit sal waarborg en sal sê dat 'n Aussie sin maak nie. Ek hou nie daarvan om dit te sê nie, dis soos mieliepap sonder die water en die melk en die suiker. Wat jy vanoggend wil sê, jy het gehoor, en ek het gehoor, kan sin maak. Ja, dit klink. Die Aussie rugbykaptein Michael Hooper het die volgende gesê oor skeieregters. Nou mense moet mooi hierna luister, want hierdie is dis wysheid uit 'n Aussie se mond uit. Luister gou hierna. Not the referees. I'd actually like to see the referee bosses come out on the Monday and explain the rulings. I think that would actually be a great piece of content and a really good understanding for World Rugby to come out and say, these are the rulings, this is the way that we want to see rugby officiated, this is why the refs did it, he got it right or wrong. Now, as players, they get things right and wrong. Referees are allowed to get it right and wrong, but I think if we had, if we saw accountability from World Rugby going, this is what's happened, this is a process of how it happened, and this is our process to improve it, just like you would with players and coaches and teams around the world, I think that would be a great thing for the viewer to see, is seeing and understanding how the system behind the referees work, because at the moment we just see the referee turn up, and if he makes a bad call, then we slam him. And look, they do officiate the game, they do need to be held accountable, but how can we at the moment? We don't live in their shoes, but I think it would be a great stance for World Rugby to put, is go, this is what our guys are dealing with, this is why they're making the decision, and this is potentially how we're making it better. What do you think? I'd love that. Yeah, how Hoop said it. That's a tick of approval for me. Transparency removes all the, I guess, negative energy and vibes, because there's one side usually is happy and one side usually is, ready to throw the
throw the toys out the cot. Can I just say something here? Like, if a team performs poorly, what does a good coach do? He gets up and he takes ownership and he steps up and says, we didn't prepare the team right, we missed our process, we didn't do these things, and he protects the players. And I think it's a great opportunity for World Rugby to do similar, is to get out there and protect their referees, because, God, it's a hard job. Imagine being PRD on the weekend at Eden Park, no one's won this since 94, and being the referee that, no matter what, if the Wallabies had won there, it's probably the decisions flip on the other side, and that's okay. That's what these referees want, just like the players want to referee at big-time games as well. But I think it would be great to see World Rugby to come out and say, this is where we're at. All I want to say is, good on you, mate. Good on you, Hoops. Yeah, I love it, mate. Well done. Ek stem net nie saam met daai van daar's 'n een span wat aan die einde van die game kwaad is en die ander een wat happy is. Jy weet dit is wen en verloor. Wenner, verloder. Maar so gereeld het die skeieregter so 'n groot invloed op daai ding. En as mens wil eerlik wees, op Eden Park verlede Saterdag, die Aussies het die momentum gehad totdat PRD hulle begin doodblaas het. En dit is daai maak soveel sin. Ek hoop Wêreld Rugby daarna gekyk. Dit sal so goed wees. So van nou af, omdat jy mos sê Aussie maak mos nooit sin nie. Jy weet, so van nou af is my vrou met my moeilik is sê stop being an Australian. Stop being an Aussie. You're on your own. You're on your own. Ek ken vir dit jy's op jou eie. Nou hoor ons net koens, ons het nog 'n pan wat gaan in ja, daar gaan ons. Laaste ding. Dis min so gepraat van vrouens, dis min dat ek reg is en vra my vrou, sy sal dit vir jou sê, maar ek het Maandag gesê. Ek sit daar om te dink, wat sal gebeur as die bokke 80 minute aan mekaar sit? Want onthou tot dusver was dit in die afgelope 3 toetse 22, 40 en 45. En dis toe nou dit. Maar Rassie Erasmus het nou gister uitgekom en hy het dieselfde ding gesê. En ek haal hom aan. Ek dink toe ons teen Australië verloor het, dat hy gesê het toe ons 22-0 voor is, mense gedink dis hoe dit lyk en ons verstaan dat ons te veel vryheid gegee het. Ons het probeer dink dat die verdediging, die aanval en die skopspel en al die ander dinge, vaste fases en so aan dit komplementeer. Dis beslis nie iets wat dramaties in die laaste 3 wedstryde verander het nie. Dit gaan Saterdag teen Argentinië verander. Baie lekker sport, baie dankie my vriend, dankie vir die waarheid en dankie dat jy deel is saam met ons vanoggend vir ons spesiale 100ste episode. Hier's nog 'n boodskap van 'n goeie vriend en ek weet jy gaan sommer ook baie geniet om te sien wat Ampie te sê het. Goeiemôre, good morning, dit is Ampie aan hierdie kant. Ek wil net vir julle baie geluk sê met julle 100ste episode van Goeiemôre, good morning. Yes. Dit steek nie in almal se broek nie en ek wil net van my kant af baie geluk sê. Lekker dag, cheers. Dankie jy.